Goeiedag, baie welkom by Sielskos. So groot voorreg maak jy met ons saam met ons te hê. Dankie vir al julle ondersteuning en elkeen wat bydra en kommentaar gee in persoon. Ons is baie dankbaar daarvoor. So vandag wil ek net 'n skrif vinnig met julle deel, Prediker 4 vers 9. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Vir my, hierdie maand is 'n spesiale maand, want ons fokus bietjie op verhouding met die Here en ons wil kyk hoe ons in ons persoonlike verhouding met die Here kan groei en buite die perke van tradisie kan kyk en buite die perke van geloof kyk. Ons raak baie keer vasgevang in daai omstandighede en situasies wat dit veroorsaak dat ons die punt mis om by die Here uit te kom, die punt mis om by mekaar uit te kom. So die maand is vir ons 'n baie ernstige maand met baie ernstige temapunte. So ons wil werklik vir kyk en analiseer hoe ons nader aan die Here kan groei. Die Here soek ons harte. Die Here is nie gepla of jy 2 suits aan het op 'n Sondag of ja, dit is lekker om aan te trek en mooi te lyk vir kerk, maar dit gaan oor ons harte. Dit gaan werklik oor wie en wat ons in Christus is. So die maand wil ons werklik net al hoe meer en nader aan die Here beweeg. Dit is wat dit vir ons belangrik maak. So ek sê vir julle, kom ons staan saam. Wees daar vir mekaar. Bou mekaar op, rig mekaar op, want dit is wat die Here van ons verwag. So ons wil die maand werklik vir 'n beginpunt, 'n fokuspunt maak, hoe ons buite die perke van ons eie beperkings kan beweeg. Baie kere is ons beperkings onsself. So ons wil die maand 'n fokus skuif maak, hoe ons verby die grense kan beweeg, om nader aan die Here te beweeg. En daarmee sê ek, ons moet mense toelaat. As jy mense wegstoot en een kant hou, dan leef jy af op 'n eiland, op jou eie. En dis nie wat die Here van ons verwag nie. Die Here wil hê, ons moet 'n eenheid vorm, mekaar dra. Al like jy nie die persoon nie, bou verhouding. Jou grootste vyande moet jou beste vriende word. En nie andersom nie. Jou beste vriende moet nie jou grootste vyande word nie. Maak jou grootste vyande jou beste vriende. Maak daai persoon, maak 'n transformasie in daai persoon se lewe. Vandag praat ek bietjie ernstig, maar dit is vir my belangrik. Dit is 'n belangrike tema, dit is 'n belangrike soektog die maand wat ons na toe wil werk. So ons sê vir julle dankie. Wees bemoedig, staan sterk. Gee mense 'n kans. Gee jouself geleentheid vir groei. Sien jouself soos 'n resiesperd, al daai oogklappe af. En wees bietjie meer oop vir verandering. Wees bietjie meer oop om in jou hart verandering toe te laat. Daarmee sê ek nou nie, jy moet jou morele waardes eenkant sit of 'n spesifieke manier nou begin lewe buite die perke van heiligheid nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net, ons moet bietjie meer oop wees met mekaar. Bietjie meer oop wees oor ons geloof met die Here. En kyk en analiseer waar ons onsself beperk. En kyk hoe ons baie verder kan groei en die verhoudings verder kan groei met mense en met die Here. Dit is werklik 'n maand vir ons verder wil gaan. Kyk wat gaan verder aan op die pad. Ons sit baie keer ons eie blokkades op ons eie paaie. So wees geseënd, analiseer in jou eie lewe hoe jy die Here verder kan soek. En ek sê dankie vir julle. Julle moet sterk staan en weet, die Here is met jou en lief vir jou. En jy maak saak vir hom. Goed gaan julle.